Want as die krag wat Jesus uit die dode opgewek het in ons woon, dan sal hy ook ons sterflike, geestelike, doodsheid, lewend maak, deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. En ons weet dit is nie emosie nie, en ons weet dit is nie een of ander manier van opwekking nie. Ons weet dit is omdat daar 'n genadekrag wat in Christus is, wat uit die dood uit opgestaan het, binne in elke kind van die Here woon. Ek wil baie dankie sê vir elke kind van u, waar hulle ook al vanmôre op die aarde lewe. Dankie vir die invloed wat deur die eeue heen vanuit die harte en lewens van kinders van die Here na 'n sterwende wêreld uitgegaan het. En dit het nog nooit verander nie. Tot vandag toe, tot vanmôre toe, is daar vasgevestigde, Bybels gefundeerde, aan Jesus vas mense. Mense wat in die opstandingskrag van die Here Jesus lewe. Uit 'n oortuiging, uit 'n beginsel, uit 'n groot wonderlike waarheid. En ons wil vanmôre vra dat u ons sal help, dat ons dit sal raak sien. Want u krag, Here, word in ons swakheid volbring. Trek ons dan vanmôre naby u, hou ons vas, seën ons, lê u hand van liefde en genade op ons hart. Dink aan kinders van die Here reg oor ons land, hulle wat siek is. Ons dink aan Martie, daar by die huis wat worstel, Susan, mense wat u nodig het, ander wat krank is, ander wat moeilik deur die lewe gaan, ander wat in moedeloosheid en hartseer verval het. Wees u vanmôre ook die opstandingskrag van genade in hulle lewe, om met moed en durf en daad op te kyk en te sê, hy is nie in die graf nie. Hy is die lewende, opgestane, verheerlikte Christus, wat binne in kinders van die Here woon. Maak dit baie stil in ons harte. Dink vir kinders van die Here daar in Namibië, daar in die noorde van Suid-Afrika, daar in die weste en die ooste, en mense oor see, kinders van die Here, wat ook na hierdie boodskap op YouTube en op 'n WhatsApp klippie gaan luister. Elkeen, dat u hand ook oor hulle sal uitstrek, en dat Jesus verheerlik sal word. Ons bid en vra dit in u dierbare, wonderlike en heerlike naam. Amen. Ons staan soms verstom as ons kyk na 'n wêreld waarin ons lewe, 'n wêreld wat getuig dat daar 'n kruis op Golgotha gestaan het, 'n mense wat weet dat daar 'n oop graf is, en mense wat Paasfees herdenk, en dink aan hierdie groot gebeurtenis wat op aarde plaasgevind het, toe daar in die middelpunt van hierdie wêreld, waar die 3 vaste lande van die wêreld mekaar ontmoet, 'n kruis gestaan het, waar Immanuel 'n werklikheid geword het. God het mens geword, en onder ons kom woon. 'n wêreld wat weet dat Jesus gesê het, dit is volbring. En 'n wêreld wat weet dat die muntstuk wat in hulle sak gedra word, die datum van die Here Jesus Christus is. Want hy leef. Hy het na hierdie wêreld toe gekom. God het mens geword en onder ons kom woon. Dis alles wonderlike en mooi en pragtige en kosbare goed om te weet. Maar as dit die in Pieter Cronje se hart in hierdie wêreld uitleef nie, moet ons vir ons 'n job weer op die spoorweg gaan soek. Moet ons alles los
dan is dit alles te vergeefs. Want as hy vir ons na hierdie wêreld toe kom, is dit net vir een belangrike rede, sodat ons vir hom sal lewe, soos God wil hê dit moet gebeur. En dan is ek elke keer met 'n traan in my hart, as ek sien hoe mense wat in hoë posisies in geestelike kringe sit, wat net een preek op 'n Sondag preek, en net 5 dae rondry vir R20,000, terwyl daar honderde mense rondom hulle sterwe sonder Jesus, en hulle doen die moeite om in hulle motor te klim en na hulle toe te ry. Mense waarvan daar 120 lidmaat name op 'n register is, 3 mense is in die kerk, vir jare nou al, en niemand het moeite gedoen om een van die 120 te gaan besoek en te gaan haal nie. Dit moet ons harte aangryp. En dit is nie daar ver nie. Dit is rondom ons elke dag. Klipharde, koue, gevoellose mense. En in baie gevalle is daar mense van tussen hulle wat getuig dat hulle kinders van God is. En daarom dink ek moet ons vanmôre 'n skriflesertjie uit die Bybel uithaal wat in die Ou Testament kom, want dit beloof dat God dinge gaan verander. God se genade sal nie meer 10 gebooie op kliptafels wees nie. Dit sal nie meer 'n klomp ritusse wees, ons moet ons laat besny en ons moet 3 keer op 'n dag op die hoek van die straat staan en bid. En ons moet sekere godsdienstige goed doen nie. Dit gaan verby, want daar kom 'n oomblik dat Esegiel 36 in hierdie wêreld sal waar word. As hy praat van Paasfees. Hy beloof wat gaan gebeur. Die nuwe lewe en die nuwe dimensie en die nuwe dispensasie en die nuwe testament wat gaan kom, waarin 'n aangrypende verandering in hierdie wêreld gaan kom. En dan vra ek vanmôre die vraag, as ons dit gaan lees, waar is dit sigbaar? Kom ons lees Esegiel 36 vanaf vers 25. Hy praat eintlik hier as 'n belofte wanneer hy die geestelike herstel van Israel tot stand bring. Maar onthou net, ek en jy het die groot voorreg om voor die geestelike herstel van Israel en hulle ontdek. Hier is die Messias op die wolke van die hemel en ons sien hom en hulle ontdek ons het die verskriklikste fout van ons lewe gemaak en voor die kruis gestaan en sê, weg met hom. En dan sal hulle oor hom rou beklaag soos 'n moeder oor haar eerstgeborene. En hulle sal na hom kyk, die een wat hulle deursteek het. En hulle sal as 'n nasie tot die Here kom. En hulle gaan vir 1000 jaar op aarde die evangelie en die liefde en die genade en die goedheid van God in hierdie wêreld uitdra. Maar ons het die voorreg om 2000 jaar voor hulle herstel gaan word. Het kinders van die Here in hierdie wêreld die voorreg om hierdie genade te ervaar. En kom ons lees dit. Dan sal ek skoon water op julle giet. Vers 25 van Esegiel 36. Sodat julle rein kan word. Hoor hierdie woorde. Van al julle drekgode en onreinhede sal ek julle reinig. En ek sal vir julle 'n nuwe hart gee. En 'n nuwe gees in julle binneste. En ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en vir julle 'n hart van vlees gee. En ek sal my gees in julle binneste gee. En ek sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. Is dit nie kosbaar nie?
Dit het waar geword. Toe Pinksterdag aanbreek, nadat die prys betaal is, en Jesus gesê het, dit is volbring, en die graf is oop, en hy kom by sy disippels, en hy wys vir hulle die hande, vol spykermerke, en hy sê vir hulle, gaan die hele wêreld in, en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Dit is mense wat se klipharde harte uitgehaal is. Wat God se gees in hulle binneste het. Wat elke dag deur hierdie wêreld stap en sê, ek kan niks anders doen nie, want hy maak my dit doen. Ek kan nie 'n ander pad loop nie, want hy dwing my om hierdie pad te loop, want hy woon in my. En hy sal maak dat ek sy insettinge onderhou en doen, en in sy pad wandel. En dan gebeur dit, dat Romeine 5 vers 5 letterlik waar word, wanneer Pinkster aanbreek, maar meer, elke persoon wat getuig, dat daar 'n ontmoeting met God plaasgevind het, ervaar Romeine 5 vers 5. Dit kan nie anders nie. Die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort word deur die Heilige Gees wat hy vir ons gegee het. Met ander woorde, die Bybel sê, God se liefde stort hy in 'n kind van die Here se hart uit. Daar staan nie uit dit ingeskink nie, of 'n paar druppeltjies ingesit nie. Hy het dit abundantly vir ons gegee, sy gees, uitgestort. Dis meer as wat ek ooit kan bid, of dink, of verwag. En ek wil graag saam met u Johannes 14 lees, as 'n derde gedagtetjie, wat ons gaan saamvat gedurende ons boodskap. Daar in Johannes 14, is hierdie baie bekende waarheid, vanaf vers 16 tot 17. In Johannes 14, vers 16 en 17, kom saam die Here Jesus by eer my stil, en hy sê, toe hy op aarde was voor die Heilige Gees uitgestort is, hy sê, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. Natuurlik 'n bewys dat 'n kind van die Here nooit weer verlore kan gaan nie, want sy Gees kom binne in jou woon, tot in ewigheid. En hy sê vers 17, die Heilige Gees, die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat het hom nie sien nie, en hom nie ken nie, maar julle, die kinders van die Here, hulle wie Jesus ontmoet het, en wat in sy genade ingesluit is, en na hom toe getrek is met koorde van liefde, en wat nuut geword het in hom, sê hy, omdat hy by julle sal bly, en in julle sal wees. Dis my kosbaar. Hy woon in sy kinders. Daar in 1 Petrus hoofstuk 3 vers 15 het hierdie ou matroos Petrus hierdie woorde geuiter. En hoor hierdie wonderlike 1 Petrus 3 vers 15. Hy sê, ons moet dit in ons hart dra, maar heilig die Here God in julle harte, en wees altyd bereid aan elkeen wat van julle rekenskap eis op die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees. Die Bybel sê, 'n kind van die Here het die voorreg om die verantwoordelikheid wat God op elke mens se lewe lê, te gebruik. En dit is, wees altyd bereid om verantwoording te doen aangaande die hoop wat in julle is. Met ander woorde, ek kan vir enige persoon in hierdie wêreld vra, waar gaan hy die ewigheid deurbring? En die Bybel sê, hy moet bereid wees om vir my te sê watter hoop is daarin. Ongelukkig is die meeste mense met wie ek praat hopeloos, verlore. Twee Korintiërs 13 vers 15 bevestig dit, en ek wil saam met u net dit nog lees, en dan gaan ons 'n paar wonderlike gedagtes uit die Bybel met mekaar deel. Daarin, in 2 Korintiërs 13, vind ons hierdie
hierdie wonderlike woorde. 13 vers 15. Of vers 5, verskoon. Ondersoek julle self, of julle in die geloof is. Stel julle self op die proef, of is julle nie seker van julle self, dat Jesus Christus in julle is nie, as julle ten minste nie verwerklik is nie. Hy sê vir ons, het is belangrik dat 'n mens seker maak dat jy jouself nie flous, as jy in hierdie wêreld leef nie. Aangaande die hoop wat in jou is. En hy vra die vraag of jy seker is dat Christus in jou is. Die meeste mense op aarde se sekerheid lê in die feit, iewers ver in die verlede het ek Jesus aangeneem. En elke keer as iemand vir hom vra of hy hemel toe gaan, dan hardloop hy terug na 1972 toe. Daar het ek Jesus aangeneem. Terwyl die Bybel sê dit moet anders lyk. En ons gaan vanmôre vir u wys hoe moet dit lyk. Ek lees dit in die Bybel. Die dood en die opstanding van Christus is wonderbaarlik. Dis die grootste gebeurtenis in mense geheugenis van die 6000 jaar op hierdie aarde. Dit is onontbeerlik vir 'n mens om te weet. Dit is onlosmaakbaar van mekaar. Ongelukkig leef ons in 'n Christendom wat by die kruis, wat ek nooit sal verydel nie, en wat ek nooit sal minag nie, en wat ek nooit minder sal maak as vir al die waarde wat dit het en die opstandingskrag van Christus met dit saam. Maar dit is ongelukkig waar. Dat vir baie mense is die Christelike godsdienst die kruis onder Rooms-Katoliekse nek. Nie die kruis. Het is asof mense in hierdie wêreld lewe en hulle is emosioneel daaroor en Goeie Vrydag is verby en almal het gehoor hoe Jesus sy hande deurboor is en hoe hy met dorings gekroon is, hoe hy met 'n spies in sy sy gesteek het en hulle sing daar die liedjie, dit is Jesus wat die weg van wee, die doring weg vir my betree, en ons is hartseer daaroor en ons huil, want hy het vir my aan die kruis betaal, maar ek is geestelik mos dood. Want die genadekrag van Christus ontbreek in mense se lewens, want hulle het nog nooit regtig by 'n oop graf kom staan en 'n opgestane Christus wat lewe tot in alle ewigheid. En Bardien sê dit, ek het vir jou aan die kruis gesterf sodat jy vir my kan lewe. Dis die punt. Dis die anker. Dis die belangrikste. Wat gebeur vanmôre en gister en môre in my lewe? Is hierdie Jesus in die wêreld toe gekom het? Vir my wonderbaar. Of is hy net vir my 'n liedjie wat ek sing, is hy nie wonderbaar, wonderbaar? Leef dit in my hart. Ek lees 'n kosbare waarheid wat ons het vanmôre in die bytyd om te praat en nou vir die sê, so lief. Daai liefde wat in God is. Daai liefde wat in Christus is. Daardie goddelike liefde is 'n liefde wat gee. Daar was 'n ou pragtige liedjie wat mense by geleentheid geskryf het, sê, ware liefde deel mee. Want dit is liefde wat gee. Gee sy lewe vir jou. En hy bly altyd getrou. Liefde van God en die hart van God se liefde is, hy het sy seun vir ons gegee. Dis 'n waarheid. Dis 'n werklikheid. Dit leef elke dag in my hart. En dit behoort elke dag in 'n kind van die Here se hart die hoogste prioriteit te wees as ek in die dag daaroor dink, dan moet ek in my kar agter my
stuurwiel kniel en ek moet voor die Here buig en sê, dankie, 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 U het gegee. En wanneer Jesus in hierdie wêreld kom en sê, groter liefde as dit, het niemand nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Dis liefde. Liefde is nie, ek het Jesus lief, en ons sing dit toe ek in die vorm godsdienst beland het. Ek het Jesus lief, met 'n verruimde hart, en ek sal dit wat hy my oplê, sonder kla. Ons het dit gesing. Maar ek het dit nie verstaan nie. Dit het vir my niks beteken nie. Want ek het Jesus lief met 'n verruimde hart. En ek het altyd gedink is my bloedpompie. En toe kom ek agter dat daar 'n baie groter realiteit daarin is. En dit is dat Christus se liefde vir my so groot is, dat hy na die wêreld toe kom. Op Goeie Vrydag gee hy sy lewe vir my. Maar as hy sy lewe vir my gee, dan sê hy, behoort ek ook so my lewe vir jou af te lê. Ek gaan net met u daaroor iets deel. Ek wil graag met u oor 12 mense praat wat op aarde geleef het. En die tyd is hier, dit kom. Jesus het 12 mense hier op die aarde. En daardie dag toe hulle weggedraai het, op sy roepstem, en God se liefde in hulle harte uitgestort is, was daar net een pad vir hulle. En dit is om soos Jesus te lewe. En weet jy wat het dit tot gevolg gehad? Dat al 12 van daardie mense doodgemaak het. Doodgemaak het vir hulle lewe wat hulle aan Jesus gewy het. Die uur is daar dat ons weer na die kruis toe stap waarop ek en jy gaan hang as ons vir Jesus lewe. Ek praat vinnig met jy oor hierdie 12 mense. Die eerste een is Petrus. Hy het nooit geweet die woorde wat uit sy mond sal uitgaan, sal in sy lewe waar word nie. Ek sal saam met u gaan, al moet ek ook sterwe. Ek sal vir u my lewe gee. En daardie dag, toe hy terwyl hy deur hierdie wêreld stap, en 'n boodskapper van die kruis is en mense lief het, en hy omhels hulle en hy help hulle, en hy is een van die mense wat op Pinksterdag preek en 3000 mense kom tot redding, omdat Christus deur sy lewe na 'n sterwende wêreld in sy liefde uitloop. Toe kom hy op 'n plek, dat daar die wrede keiser Nero gryp hom, omdat hy 'n Christen is, en omdat hy ander mense uit die koninkryk van Satan uithaal, en omdat hy vir die Here lewe, en hy sê vir hom, ek gaan jou kruisig, en hulle vat hom, om hom aan die kruis vast te kap, en toe hy daar hang, voordat hulle hom vastspyker, toe sê hy, asseblief, dit gaan nog steeds vir my, tot aan die laaste uur van my lewe oor die een, wat, hy het vir my gesterf, ja, maar die een, vir wie ek lewe. En as ek uit hierdie wêreld uitgaan, is ek nie werd om soos hy, uit hierdie wêreld uit te gaan. Begin hy om vir hulle te verduidelik, as julle my kruisig, en elke keer wat julle na my kruis kyk, en duisende jare vorentoe, hulle van my gaan getuig, moet hulle my onthou as die een wat sê, ek is nie weg. My voete is boontoe, en my arms ondertoe, en ek word onderste bo gekruisig. Ek wil vir u vra, sal die laaste dag van jou lewe in hierdie wêreld sê, ek is nie werd nie, hy is
alles in my lewe. Dit kan net gebeur, as ek hier, van dat die Heilige Gees sy liefde in my hart uitgestort het, ek vir hom kan lewe, sodat ek ook sal sterwe, met een noot in my hart, ek is dit nie werd nie. Ek lees 'n tweede persoon, en dis ou Andreas, Petrus se broer. Ons lees 3 keer in die Bybel van Andreas, en al 3 keer is hy besig om vir Jesus te lewe. Elke keer, as jy van Andreas in die Bybel lees, het hy iemand aan sy hand om hom na Jesus toe te bring. Het is my aan die kruis gesterf, sodat ek in sy opstandingskrag elke dag, wat in my kom woon het, deur sy liefde wat in my hart uitgestort is, vir hom te lewe. Wat dryf my? Die vraag is, wat dryf my in my lewe? Wat belas my? Wat is vir my moeilik om te aanvaar? Dat mense hel toe gaan. Laat ons eet en drink en vrolik wees, want môre gaan ons doen. En dan? Nee, broer en suster, kinders van die Here, dis nie dit nie. As Andreas, wat 'n 1 talent man genoem is, Petrus se broer, selfs was dit nie vir Andreas nie, het Petrus nooit 'n kind van die Here geword nie, want die dag toe Andreas die Here Jesus Christus in sy liefde ontmoet, toe stap hy na sy broer toe, hierdie vloekende matroos, en hy was nooit op die voorgrond nie, maar hy vat Petrus aan die hand, en hy sê vir hom, ons het die Messias gevind. Dit was die liefde in sy hart, wat sy goddelose broer gewen het. En omdat hy dit gedoen het, vat hulle vir Andreas, en hulle doen met hom wat hulle oor Jesus gedoen het, hulle doen met hom wat hulle met Petrus gedoen het, hulle kruisig hom. Tweede kind van die Here, van sy groep, aan die einde van sy pad. Nou kom Jakobus, en hy leef in die tyd van hy goddelose keizer Herodes, en koning Herodes, en terwyl Herodes lewe, toe gryp hy vir Jakobus. En as hy Jakobus vat, dan bring hy hom by die swaard om. Hy deurspoor hom, hy moet dood. En dan Johannes, die een wat Jesus lief gehad het, die enigste persoon, wat nie 'n misdadige lewe, 'n sterwensoomblik gehad het nie. Hy word verban na die eiland Patmos toe. En weet jy wat doen hy? Met die liefde in sy hart, sterf hy alleen op die eiland Patmos in sy eensaamheid. Dit lyk vir my om saam met Christus dood te gaan, is die enigste moontlikheid om saam met hom te lewe. Ek kan nie lewendig in myself wees as ek nie saam met Christus gesterf het nie. Maar net as ek saam met hom gesterf het op Vrydag, in my verlore toestand, uitgekom het in die lig van sy aangesig, kan ek saam met hom lewe. Soos hy wil hê, ek moet lewe. Ek lees van Filippus. Hy bly in 'n Egiptiese stad met die naam van Heliopolis, en hulle het hom daar geslaan. Hulle het hom in die gevangenis gegooi. En in 54 na Christus, toe sien hulle hierdie kind van die Here kan nie doodgaan nie. Toe kruisig hulle hom ook, soos sy beeld. Ek lees 'n ander wonderlike waarheid van Bartolomeus, daar tussen die Indiërs in Indië, met hulle heidendom en afgode nie. En ek weet, daar's 'n rede hoekom Bartolomeus doodgemaak is. Hy het vir daardie klomp afgode dienaars met die liefde van God in sy hart gesê, sy naam is Jesus. Hy's die enigste verlosser. Nie Shiva en al hierdie afgode van Hindoeïsme wat die Indiërs aan glo nie. En daar in Indië het hulle vir Bartolomeus gevat. Die geskiedenis sê hulle het hom geslag
soos 'n mens 'n dier slag. En asof hulle bang was dat al hierdie stukke van hom wat uitmekaar het gesny is, wat hom geslag het, hom dalk weer kan lewend maak, toe kap hulle sy kop af. Vir een eenvoudige rede, omdat hy vir hom geleef het. Baie keer as ek aan hierdie kinders van die Here dink, dan sê ek, Here, verskriklik, skaam is ek nie vir my inset in die Here se koninkryk. Baie keer moet ek my skop in skaamte laat sak en sê, Here, ek is soms vir U so flou en laag en koud, as ek sien wat hierdie kinders van God, van daardie dag op dat hulle by die kruis opgestaan het, en 'n nuwe lewe by hom opgraf, en die Gees van God in hulle hart uitgestort is, en hy het nie verander nie. Ons moenie vir mekaar sê, ons lewe nie in daardie tyd nie. Niks het verander nie. As die Here Jesus mense genade krag gegee het, om in Christus Jesus in sy opstandingskrag, die wêreld vir hom te wen in 400 jaar, sonder 'n radio, sonder 'n kaset, sonder 'n traktaatjie, sonder 'n drukpers, sonder 'n uitsaaistasie, sonder niks, kan hy dit vandag doen. Het nie verander nie, dieselfde. Ek lees van Thomas, hy was ook daar in Indië, en hulle het hom met 'n spies in sy liggaam deurboor. Matteus, hy was in Ethiopië, hulle het hom van agteraf in sy rug gesteek. Ek het daaroor gedink. Hy was 'n swaardvegter. Hy het al die skills gehad. Hy was die beste persoon wat beklei het met 'n swaard. Maar hy is so bang vir die woorde van hierdie kind van die Here, wat met die swaard wat uit sy mond uitgaan, die woord van God, die wêreld vir die Here bereik het, dat hierdie swaardvegter in Indië vir Matteus van agteraf in sy rug steek. Ek wil vanmôre vir u sê, as baie sulke mense op aarde, kinders van die Here, wat die beste van die Here vir hulle lewe het 'n klomp rugstekers in hulle lewe, wat hulle van agteraf byt, wat hulle wil dood hê, maar dit maak nie saak nie. Ons is daar, want hy het vir ons aan die kruis betaal, sodat ons vir hom mag lewe. Elke dag, 24 uur van die dag, 7 dae van die week, 365 dae van die jaar, en dan gaan u net vertel, hoekom dit nodig is. Want ons lewe tussen mense, wat verlore en gedoem is, al die jare van hulle lewe. En as ek nie al die jare van my lewe vir hom leef nie, gaan ek al daardie jare wat mense verlore is, nie vir hulle terugkry nie. Hoor jy? Jakobus, hy is op 94 jarige ouderdom, met hulle hom geslaan, hulle het hom gestenig, en terwyl hulle hom nie met die klippe kon doodgooi nie, het iemand 'n knippel gevat, en sy skedel vergrys, en hom doodgeslaan. Dit klink vir my, dat dit iets kos, om vir hom te lewe. Die diens van die gemiddelde kind van die Here, maak 'n slapende duiwel die eers wakker. En ek sê dit met 'n traan in my hart. Ek sien Judas, Thaddeus, hulle het hom doodgeslaan, en hulle het hom toe daarna gekruisig, waar hy die laaste paadjie gestap het. Dan is die Matteus daar, dit is die disipel wat in Judas Iskariot se plek gekies is. Hulle het hom in Sirië verbrand, aan die brand gesteek. En Simon die ywerhaar het ook
onder 'n goddelose land beland waar ons boere nasie ook beland het, die klomp Engelse. Hy was daar. En hulle het hom in Engeland gekruisig. So elke anti-christelike goddelose gemeenskap was daarop uit om die duiwelse instrumente te wees, om kinders van die Here wat vir Jesus lewe dood te maak. So ek wil vanmôre vir die vraag, verstaan ek en jy dit? Begryp ons dit? Is dit vir my 'n realiteit? As hy die hart van klip uit my binneste wegneem, vir my hart van vlees gee, en hy maak dat ek in sy insettinge wandel en sy verordeninge onderhou, beteken dit dat ek en jy is besig om na ons einde toe van 'n geweldenaars dood te stap, omdat die wêreld ons nie werd is nie. Gaan lees maar weer Hebreërs 11. Want Hebreërs 11 is die hoofstuk in die Bybel wat nie afgesluit is nie. Al die kinders van die Here is in stukke gesaag. Hulle is vir hongerlewens gegooi. Hulle is doodgemaak terwille van dit wat hulle vir Jesus geleef het. En nou staan die laaste vers in Hebreërs 11, sodat hulle nie sonder ons volmaak sou wees nie. Ek wil graag vanmôre die gewaagde doen. Maar ek wil voor ek dit doen, en vir u sê, en afsluit daarmee, wil ek vir u sê, ek gaan nou vanmôre 'n klompie name vir u noem. En dan gaan ek vir elkeen van u vra. U moet vir my verduidelik hoekom is dit so. Ek het vinnig deur my vriendekring lysie en kinders van die Here wat ek in my bediening, ek was geskok toe ek dink daaraan dat ek 50 jaar en miskien 'n paar dae meer vir die Here werk. 50 jaar. En ek het gaan sit en ek het 'n lysie gemaak van 'n paar. En u moet nou net, as u name vanmôre nie genoem word nie, ek het u nie vergeet nie. Maar ons sal tot môre moet besig bly, as ek u moet vertel van die mense in ons lewe, toe ons begin het om die werk van die Here te doen. Dis vir mense, hierdie mense wat ek môre met oor 'n gedagtetjie noem, is mense wat 30 en 40 jaar in ons lewe is. Hulle is nie my familie nie. Hulle is niks van my nie. Ek het hulle langs die pad ontmoet. En ek het deur die Here se groot en wonderlike genade mense kon help en deel van hulle lewe kon word. En dan gaan ek vir u 'n vraag vra. Hier sit ook Piet vanmôre. Steek 'n hand op. Waar is hy? Ek ken hom 40 jaar. Ek het hom met sy bakkie ontmoet terwyl hy groente plant en ander mense se agtererwe. En daai erwe se groente by die ou mense wat swaar kry afgelaai. Ek vra vir u vanmôre, hoe is dit moontlik dat oom Piet wat ek 40 jaar gelede langs die pad ontmoet het, in my lewe bly? Dat ons vandag nog deel is van mekaar. Ek vra, hoe is dit moontlik? Net vir een rede. Omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees. En ek het die wonderlike voorreg gehad om sy dogter Sanet sondags ook te gee. Die Here het vir haar 'n wonderlike kind gegee, om Piet wat hier voorsit. Hoekom is hulle in ons lewe? Omdat hulle die liefde van God in ons harte het. Daar's geen ander rede nie. Ek lees 'n ander wonderlike mensies, ou David en Erika Hol. Hulle pappa en mamma is in Sekunda in ons gemeente. En hulle was tot die dag van hulle dood, en ek het hulle begrawe in Stilbaai, en die diens in Sekunda gaan hou. Hulle is nie my familie nie. Hulle is mense met die liefde van God in hulle harte. En nou David het groot geword in daardie huis, en David woon in Sekunda, en hy's 'n kind van die Here. En die Here stuur vir hom 'n ander wonderlike kind van die Here as 'n maatjie, Erika. En hulle is in ons gemeente hier. Maar hulle bly in Sekunda. Hulle was verlede Sondag by die kerk.
Ek vra vir u, hoekom is dit so? Hoe gebeur dit? Dit gebeur net omdat mense aan die Here Jesus Christus behoort. En geen ander rede nie. Ek wil vir u iets anders vra. Daar in Oos, in Namibië, woon nou Gawie en Sissie. Daar in Sekunda. Ry ek by haar huis verby. Nadat ek elke Sondag probeer om verby haar te jaag om in Sallerton te gaan preek. En sy vul 'n kaartjie en ek stop daar. 40 jaar gelede, plus nie. En ek stop by haar huis toe, ons terugkom daar in Sarelselheer. Ek sien, maar hier is die adres op die kaartjie en ek stop haar. En sy staan daar met trane in haar hart. Met 'n nood na die Here Jesus. En sy word 'n kind van die Here. En ek het ons kuier, so 'n klomp jare gelede by hulle in Oos. Ons gaan elke jaar 'n draaitjie daar maak as ons in Namibië kom. Toe gaan haal sy uit haar Bybel uit die kaartjie wat ek vir haar geskryf het met al die teksverse op, sodat sy 'n sterk, groeiende kind van God kan word. En nou Gawie is al by die Here, Sissie is nog daar, maar die kinders is saam met haar op die Here se pad, en ons is nog na 40 jaar in mekaar se lewe. Ek wil vir die vrou, hoe werk dit? Hoekom? Ons is nie familie van mekaar nie, maar ons behoort aan een groot hemelse bruidegom. Ek wil iets anders met u deel. En dan is daar Niels en Marie, daar in Sekunda. Niels is besig om sy sig te verloor. En hy en Marie het die Here Jesus lief. En al die traktaatjies wat ons hier druk, stuur ons vir hulle, en hy kan omtrent nie sien nie. Hy sê, as hy so ry met sy bakkie, dan kyk hy na die randsteen, laat hy net nie oor die randsteen ry nie. Dan stop hy by 'n winkelsentrum in die môre. Hy sê, dan kan hy nie eers sien wie is die mense wat aankom nie, maar hy loop na hulle toe. Dan gee hy vir hulle 'n traktaatjie. Hoe gebeur dit? Dat 'n mens, wat al die nood liggaamlik van sy hart het, maar daar sy ywer en 'n dryf in sy hart, ander mense moet van Jesus Christus hoor. Hoe gebeur dit? Omdat die liefde van God in hulle hart uitgestort is. Ek lees deur my blaadjies daar in Luderitz, is ou Fritz. Hy was in my jeug daar, ek het mas hoop 35 jaar gelede. En hy kry 'n wonderlike kind van die Here, Otilla, en hulle is lief vir die Here, en hulle werk vir hom elke dag. En ons sien mekaar elke jaar. En ons is nie familie. Ons behoort aan een wonderlike God, wat sy liefde in ons hart uitgestort het. Dan is daar ou Kas en Jolanda, daar in Sekunda. En Ben en Marie, sy het ander dag, ek en Corrie loop hier deur die, ek het hulle 35 jaar laas gehelp, om geloofsekerheid te kry, toe hulle soekende deur die Here na hom toe getrek is. En ons loop daar deur 'n karavaanpark om iemand te gaan besoek, en hulle staan daar, en ek het hulle 35 jaar laas gesien. Roep hulle ons, kom hier so, kom maar. Hy sê, Dominee, ken jy my? En hy Sondag toe kom getuig sy hier in die kerk. Hoe sy deur haar neef Niels gehelp is en traktaatjies en lektuur versprei en die evangelie duidelik gemaak het. En hoe sy soekende na God was, en nou Ben wil nie niks weet nie. En hy sê, ja, hy wil nie van jou. Hy wil nie van jou. Maar sy het niet geword. En toe sy daar die dag by die pastorie wegstap, daar het sy 'n ontmoeting met Jesus Christus gehad het. Toe sê sy, nou gaan ek vir Ben in die hemel kry. Ek sê, vra, los het. Stop het! Die Bybel sê, as jy jou man vir die Here wil wen, moet jy jou bek hou. Want jy moet hom sonder woorde wen. En nou Ben, bly saam met Marie in een huis. En 2 jaar daarna, een aand, toe kon hy hierdie vrou wat 'n kind van die Here in hierdie huis is, sy gedrag nie meer verstaan nie. En hy sê vir haar, sy, wel hy doop nie vir jou, want ek het die Here nodig. Hoekom gebeur dit? Omdat die liefde van God in mense se hart uitgestort is, waarmee hulle met ander mense 'n pad loop. Ek gaan vinnig maak.
ou Wolfie en Erika. Sy loop elke oggend daar waar 'n kerk bou verby. En ek bou en ek bou en ek werk. En nou Erika met haar Bybelstudiegroep van 20 persone skreeu vir my en sê, "Hey, julle moet nou hierdie kerk klaar bou." Want as ek al kerk toe kom. En ek sê vir haar, "Man, weet jy wat? Julle wat heel erg met julle neuse so in die Bybel sit, julle moet kondange aanmaak." En een aand waai die papier van die planne oor die pad. En oom Doepie, hulle ouderling van hulle gemeente, hulle kerk, tel hom op en hy bring op my, hy sê, "Hoorie, daai mense wat daar bly, hulle het gesê, jy moet vir die dominee van die kerk sê, hulle wil met hom praat." Ek sê, "Nee, ek sal hom sê." En die Here verander daai mense se harte. Dat ou Dirk en ou Erik en Albert, hulle kind, die pad van die Here tot vandag toe loop. Die Here het ou Erika kom haal, Wolfie lê buitekant Sekunda in 'n versorgingsoord. Hulle het al verlede week van die reisstoel laat afval. Ons moet vir hom bid. Hoekom is daai mense tot vandag toe in ons lewe? Ek wil vir u vra. Is dit omdat hulle aan my kerk behoort? Of omdat die synode 'n besluit geneem het, julle mag nie van mekaar af weggaan nie? Is dit so? Strooi! Mense behoort aan mekaar, omdat hulle een van hart en een van sin is. Deur die Heilige Gees gewerk, om van hulle kinders van die allerhoogste God te maak, want dis al wat vir ons belangrik is in hierdie lewe. Hy is het nou, ek sê nou net, ek het aan hulle ook gedink. Ja, stuur die Here ons in hulle lewe. En my kosbare vriend, ou Frik Botha, hy is 'n onderwyser. Ek is in standaard 5 en hy gee die eerste jaar klas vir my. En ek ken nie die Here nie en hy ken ook nie die Here nie, maar ons ry met sy Cortina GT in die strate rond en ons geniet elke oomblik daarvan. En toe ek hoërskool toe is, toe ek aan die einde van my hoërskoolloopbaan het ek die Here ontmoet, toe ek in my eerste jaar op kweekskool is. Toe slaap ek een nag nie en ek dink aan Frik. En hy kry elke boodskap, hy sal my vanmôre nou nog hoor ook. En hy bly in Centurion. Maar daai tyd in Pretoria Noord en ek klim in my motor en ek gaan soek hom en ek kry hom by Impala Lelieweg, waar hy in Dorandia in Pretoria Noord woon. En ek klop aan sy deur en ek sê vir hom, ek iets vir jou vertel. Ek is hier om vir jou te sê, ek was in jou klas en verlore sonder die Here. Maar ek kom om vir jou te sê, daar het op Golgotha 'n kruis gestaan. Maar dit beteken niks as hy nie in jou woon nie. En ek het my so gekyk, en ek is daar weg, en 'n week daarna toe bel hy my. En hy sê vir my, jy moet hier kom, ek het jou nodig. En ek stap by sy huis in, en ek sien hier's 'n ander man wat met my praat, en nou Frik sê vir my, weet jy wat, ek het my sonde agter die kruis gaan los, en is vergewe. En dis 40 jaar gelede, en ons praat elke week met mekaar, en ons kyk. En hy loop die Here se pad. En hy werk vir die Here. En hy is ook nou al oor sy 80's. Hoekom is dit so? Hy was 1 jaar en standaard 5 my onderwyser. En nou het hy my lewensvreugde saamgeword om vir God iets te doen. En dan is daar Marlies. Julle moet vir haar seentjie bid, hy het 35% hartgebruik. Haar pappa en mamma word kinders van die Here in Sekunda. En toe sy het matriek een aand is, toe skakel sy, toe sê sy, nie, my pa en ma's nie hierby betrokke nie, ek wil net vir jou sê, die Here roep my na hom toe, hy trek my met liefde, ek het hom nodig. En so 2 jaar terug, 3 jaar terug, toe skakel sy. Toe kry sy my op Facebook, toe sê sy, is jy nou nie kry van Sekunda? Want jy het 'n matriek my gehelp om vrede in my hart met die Here Jesus te kry. En ek wil hê jy moet vir ons kom kuier, want ek wil vir my man en kinders wys, hoe lyk die persoon wat my gehelp het, om hom te leer ken, en julle is daaraan dit te danke.
dat sy hulle ook vir die Here kon bereik. Ek wil vir u sê, hoekom gebeur dit? Gebeur dit omdat mense kerkmense geword het? Nee, dit gebeur omdat mense wedergebore geword het. Kinders van die allerhoogste God geword het. En dan praat ons nie eers van nou Marieke en Andries nie. Ons hou 'n reeksdiens in Warmbad. Na so 'n pakkie van die uitnodigings na die dienste toe. En ek ry oor die weg na Nylstroom toe en ek stop aan by die hospitaal op die regterkant en ek loop aan daai pad af. En ek sit daai uitnodiging blaadjies in elke posbus. En daai reeksdienste ontmoet Andries en Marieke. Ontmoet die Here hulle. En hulle kinders is in die bediening en hulle werk vir die Here, want hulle kindertjies, die seentjie wat daar onder die kas gelê het toe ek hulle besoek het, in sy wifi, so dag 'n dominee wat vir God werk. Gawie en Sissie, Koos en Marieke en Anneke. Ek het 'n warm dag hier en ek loop in Meadstraat af en ek sien hier is 'n plek wat koelrank en middagetes verkoop. En ek gaan staan in die ry. En dis nou een swak plek van my wat ek baie sleg is en wat ek agter in die ry gestaan het toe die Here dit uitgedeel het. Wag, ek kan nie wag nie. En ek druk my almal verby. Ek sê, hoorie, as ek help my net, ek kan net gou hier verby kom. Almal wag my plek en ek stop af voor en ek gee vir haar R10. Ek sê, "Vrag, wil ek Coke hê?" En sy kyk vir my, Marieke. En sy sê vir my, "Hoe het jy hier ingekom?" Ek sê, "Nee man, ek het hier buite gestaan toe sien ek hierdie ry is amper so ry lank soos die ry van mense wat wag om in die hel in te gaan. En ek kan nie dit doen nie." Sy bars in trane uit. En sy sê vir my, sy gryp my pas en sê, "Jy ry nie hier nie." En sy loop en sy jag die mense uit haar winkel uit. En sy sluit die deur en sy sê, "Kom hier so, kom sit hier, jy ry nie voor ek nie die Here ken." En ek skryf Openbaring 3 vers 20 op 'n koevertjie. En daar maak die Here Marieke se lewe nuut. En 'n paar jaar gelede is ons in Jacobsbaai, daar naby Saldanha. En ons kuier by vriende van ons in Lambertsbaai. En Koos bel my van Johannesburg af. Hy sê vir my, "Marieke het haar mamma gaan oppas in Rodepoort, wat siek is. En sy het 'n aneurisma gehad en 'n bloeiende maagseer en sy het uitgebars en sy is dood. En ons ry van Lambertsbaai af Rodepoort toe en ons gaan begrawe haar. Hoekom? Sy is nie my familie nie. Maar ons is gebind aan mekaar met koorde van goddelike liefde wat God in ons harte sit vir mekaar. En nou kan ek nie verstaan dat daar mense is wat deur die lewe gaan en elke Sondag in die kerk sit en oral behoort en al die vergaderings bywoon, maar hy het vrede met iemand anders geslaan. Kan nie werk. Kom ons gaan huis toe. Kom ons gaan huis toe. Ons dink aan Dean en sy vroukie. Ek gaan Bybelstudie in Oudtshoorn. En ons ry, ons gaan kyk net gou hoe lyk dit daar so by die Wilgewandel. En ons ry 3 keer daar verby. En ek sien hier staan 'n geel volksietjie. En ek ry verby. En ek ry weer verby. En die derde week toe ek aan verby ry, toe staan hierdie geel volksietjie nog hier. En ek stop al by hom. Dis dit ou Dean en sy vroukie, die kindertjies. Hulle het alles in die lewe verloor. Hulle bly langs die pad in 'n geel Volkswagentjie. En ek sê vir hulle, kom ry saam met my. Hulle sê, kyk, kan nie ry nie, hy het net tot hier gekom. En ek het altyd 'n tou by my in die kar. Ek sê, sit hom aan. En ek sleep hom George toe. En hulle sla by ons oor die aand, in Meadstraat. En toe hy in die huis inkom, toe sien hy
Maar hierdie masjiene, wie sê is dit? Ek sê nie, ek het op 'n fundisie gekoop. Industriële masjiene waarmee hulle banke en goed regmaak. Hy sê, maar ek is 'n stoffeerder. Ek sê, dis jou masjiene. En ons laai dit op my bakkie. En ons ry met daardie goed agter, hy het niks nie. Sal dan na baie toe. En ons, hy begin 'n besigheid daar, tot hy weer op sy voete kom en weer 'n ryding het. En ander dag, toe ry ons Port Elizabeth toe, en daar by Karedo. Toe ry ons daar in. En wie kry ons daar? Oudien. En hulle dien die Here met hulle hele hart. En hulle loop die pad van die Here nog net so. En ons is gereeld met mekaar in kontak. Hoekom? Ek skuld hulle niks nie, en hulle skuld my niks nie. Ek lieg vir u. Ons skuld mekaar alles. Want ons is deelgenote van die goddelike natuur en daarom deelgenote van mekaar se lewe. En dan dink ek aan Pieter en Drini. Ek kom met George. Die heel eerste persoon wat ek beaardmy is my naamgenoot, Pieter Cronje. Kan nie glo. En die bly hulle om die hoek by ons. En Pieter en Drini het ons hierdie oud wat hier is, het hy gekoop. Hy het R200 daarvoor betaal, en hy was kwaad, want die kinders het dit gekoop. Want het is 'n blok hout, 'n groot blok hout, wat R3000 kos, wat van 'n bakkie afgeval het, en toe in 3 dele gebreek het. En die kinders gaan betaal R200 daarvoor, en hy is kwaad daarvoor. Ek sê jou R200 gee. Toe het hierdie hout, met hierdie groot bord, presies in die grootes gebreek, dat ek hulle net reguit gesny het en nie ingesit het. En hy het my gehelp aan. Pieter en Drini, hulle het die Here gedien, tot die dag van hulle dood, en ek het hulle begrawe. En Annelien het nou die dag, hulle dogters nou die dag oorlede. Ons weet, dat het goddelik, bonatuurlik is. Ek hoop ek het vanmôre dit reg gekry. As ons moet aangaan en aangaan, sal ons so na November maand toe, dat al die kinders van die Here, al die mense wat in ons lewe is, en deel van ons lewe, en saam met wie ons lewe, kan vertel van. Maar wat ek vir u wil sê, ek hoop ek het dit reg gekry, om vir u te wys, dat die opstanding van Jesus Christus, maak van mense opstandingsmense, wat deur hierdie wêreld stap, as stryders van die kruis, wat in ander mense se lewens betrokke is, en deel word van 'n familie. En dan wil ek nie eers van die Ter Blanche praat nie. Sy is ook vanmôre hier. En haar kindertjies, en hulle maak 'n werk vir die Here, in ons lewe, en in die wêreld, daar waar ons is. Deel van mekaar. En ek wil vir u vanmôre sê, ek het gisteroggend 'n begrafnis gehad hier, en ek sê vir die mense, ek vertel hulle van daardie seun wat die tannies altyd sê, jy is die volgende een wat moet trou, en hy hou nie daarvan nie. Ek sê maar, as hulle weer by 'n trou kom, as hy weer so die tannie sê, vrou, jy is die volgende een, en hy wil dit nie weet nie, want hy het nie 'n meisie nie, en hy besluit, hy moet 'n sokkie daarvoor steek, hy gaan vir hierdie tannies op hulle plek sit. En by elke begrafnis wat daar is, kom hy na die tannies toe en sê, jy is die volgende een. En toe stop hulle met dit. Weet jy hoekom? Omdat mense bang is om die volgende een te wees. Niemand van ons kan sê wie is die volgende nie. Nie ek nie, nie jy nie, niemand nie. En toe sê ek vir hulle daar, ek het vir die Here gevra, as ek nou die volgende een moet wees, dan moet ek op die kansel doodgaan. En ek sien hulle staan so geskok, miskien gaan ek nie die diens kan afsluit vandag. Want dan gaan ek nou daar by die begrafnis dood. En toe sê ek vir hulle by die begrafnis, ek wil net vir julle sê, dit maak nie saak wie is die volgende nie. Wat belangrik is dat ek die opgestane Here Jesus ken, en dat ek vir hom lewe, dan maak dit nie saak, hoe en waar en wanneer ek uit hierdie lewe uitgaan nie. Want dan maak dit net saak, dat ek altyd by hom sal wees. En hy sê, bemoedig mekaar met hierdie woorde. Die Here ken die wat syne is. En ons sal altyd daar wees. En
Dalk sal ek in die jaar wat kom, wil nie baie verveel daarmee nie, met u praat, en so in 'n gedagte vir u noem, van al die mense wat ek ken, wat klaar daar is. Wat klaar daar is. Mag ek dit sê, Pieter? Ek en Pieter, Dr. Pieter Rousseau, saam op kweekskool. En ons werk karre, en ons maak bakkies mooi. Ons werk as sy Jaguar, ek het dit bely dat ek aan 'n Engelse kar moes werk. En toe, ons is arm studente en ons wil die karre lig op brandstof maak en ons haal sy vrou se Austin, sy ligfilter uit. En ons sit 'n lekker dun stuk sponsie daarop. Want hy moet lig wees op my, baie lig inkry, hy moet nie gechoke word nie. En ons sit alles reg. En daai sponsie kom los een oggend toe sy op pad werk is. En sy staan naby Heidelberg op 'n brug. Met hierdie stuk spons binne in die intake ingesuig. Kan nie ry nie. En sy sluit hom net daar en sy sê net kon doen is sy hier af. Maar iemand laai haar gelukkig op. Anders was ek en Pieter seker mors dood. En sy bel hom, sy sê, my kar staan daar, jy en Cronje. Sy sê, as ek julle vandag kry, het ek julle, gaan nie sê wat ek sê. En weet jy wat? Almal van ons het kom sulke mense wat al daar is. Ek dink aan my ma. Ek dink aan my broer. Ek dink aan my vriende. En wanneer ek my telefoon oopmaak vanmôre en gisteraand laasnag, en ek gaan deur al hierdie SMS'e van my, toe sien ek as 23 mense op my telefoon wat nie meer op die aarde is nie. Jy weet, maar wat daar is. En dit is die moeite werd. Oor en oor en oor en oor. En daarom sê die Here, vanmôre vir u en my, ek het vir jou aan die kruis gesterf, sodat jy vir my kan lewe. Dis die moeite werd. Dis lekker, dis aangenaam, dis wonderlik. Maar nie sonder 'n kruis nie. Nie sonder stryd nie. Nie sonder pyn nie. En nie sonder hartseer nie.